Môre mense, ek is in Koos van die Groot Karoo. Nou ja, hier is nou vandag weer 'n dame hier by my. Haar naam is Nadine. Sy is nou 'n follower van my. En sy het nou alle pad van die Weskus af gekom om vir my te kom wys hoe kan sy bak. Nadine, baie welkom hier by ons. Dankie. En ek is bly jy het so ver gekom. Dankie vir die moeite wat jy gedoen het. En hier is nou baie mense wat vir ons gevra het vir 'n anysbeskuit. Nou sy is nou 'n champion met die anysbeskuit. Nou Nadine, jy is nou vir ons wys. Jy het al jou goedjies vir ons hier uitgepak en uitgemet en afgemet. Alles is net reg. Al wat ek nou bygedra het is daai 2 eiers wat ek by tant Ingeltjie se honders gesteel het. Dit is 2 wat van die muis wat ontsnap het. Dis hulle daai. So ek is so baie bly jy's hier. En die vloer is nou joune. Nou wys jy vir ons hoe bak 'n mens regte anysbeskuit. Okay, so ons gaan nou eers die suiker en die anys en die sout. Skryf vir die eiers. Dis nou regte botter wat jy daar in sit. Ja nee, dis nou regte botter, so reg. Want ek sê margarine is net goed om jou trekker mee te grease. Baie besonder sê hulle. Baie, ja. En dan 'n blikkie kondensmelk. Ja, baie mense het vir my gevra van die kondensmelk met die beskuit. En dan spoel mens sommer die kondensmelk blikkie met kookwater uit. Om 'n bietjie van die laaste bietjie kondensmelk te kry. Ja, vroeger jare het ons sommer die blikkie uitgelek. Ek is nog eendag vir julle wys hoe 'n mens met 2 leë kondensmelkblikke en 'n touwtjie 'n telefoon maak. Dit was nou voor daar selfone gewees het. Ja. Dan meng mens hierdie besigheid nou totdat die botter gesmelt het en die suiker opgelos het en Dis nou kookwater hoe jy dat nou gegooi. Ja, dit was nou kookwater. Ja, mense kan al die nuus begin ruik. Nou maar luister Nadine, jy het mos nou 'n baie op 'n wakker YouTube kanaal. Ja. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, so ek het seker al, dis al amper 5 jaar terug het ek 'n YouTube kanaal begin waar ek resepte vir mense wys en maar basies vir die jonger generasie, mense wat nou meer my ouderdom is, leer bak en leer kos maak, want dit is nie meer 'n ding wat algemeen is onder jonger mense nie. Nee, dis waar. So ek het baie lief vir bak en baie lief vir kos maak. Nou, jou kanaal se naam is Nadine Doe. Ja, Nadine Doe. Okay. Soos Nadine So Doe. almal wat nou Nadine Doe, gaan kyk op YouTube. Hier is sommer baie daar lekker kos leer maak. Ja. Okay. Dan gooi ons nou 2 koppies lou water by. Okay. Dan gaan ons die eiers bygooi. Dan meng mens dit nou eers bymekaar en deurmekaar. Ja, kyk, beskuit was mos toe ons nie porsies was een van ons stapelvoedsels gewees en hy beskuite was so hard. As jy soggens skool toe gaan, sit jy die beskuit in jou beker water in van hand. Middag as jy terugkom, dan is die beskuit eers sag. Maar hierdie beskuit is so baie lekker, jy druk hom net een keer in die koffie en dis reg. Ja. Gooi mens die kitsgis in en 'n koppie meel saam met dit eers, dan meng mens dit deur. Dis nou die kitsuurdeeg, Ja, soos enker. ja. 'n koppie meel eers. Dan meng mens dit nou eers te mekaar. Is dit nou soos hulle sê om die suurdeeg te activate? Ja, nee, die warm water gaan nou die suurdeeg activate. Ja, hulle sê dis omtrent suurdeeg so by 25 na 30 grade toe. Dis 'n ideale temperatuur wat jy begin. Ja. Dan gooi mens helfte van die meel by. Maar so, Skat hom sommer so. ja, skat hom maar so met die een hand. As hy. En
gaan al meer en meer 'n deeg begin vorm. Jy kan nie 100 tot nie meer aan jou hande vassit nie. Ja, en ook nie meer aan die kante van die bak nie. OK. Baie gooi. Jy sê alles is nou daarin wat moet daarin wees. Ja, alle So bestanddele dis nou net 'n daarin. kwessie van knie. Ja, nou moet ons hom vir 'n tydjie lank knie totdat hy nou 'n deeg vorm. Dit gaan baie dieselfde as 'n brooddeeg opeindig. Of 'n pizza deeg of Ja, want soets. anysbeskuit is mos maar aanvanklik mens bak hom nie in beskuitpanne nie, jy bak hom in broodpanne. So hy gaan eers 'n brood wees en dan gaan ons hom droog vir beskuit. Ja, nee, so het ek hom ook. Ek self is nie 'n beskuitbakker nie, maar 'n beskuiteter. Ons het nou so 8 tot 10 minute geknie. So hy sodat hy nou nie meer aan die kant van die bak vassit nie. Hy sit nie meer aan die hand vas nie. So met die hand is skoon as mens hom afhaal. Ons het hom nou uit die bak uit intussen gehaal en nou knie ons hom maar op die tafel 'n bietjie totdat hy so is dat hy nie meer in die tafel of aan mense hande vassit nie. En dan vat ons dit van daar af. Dan moet jy nou net rys. Ja. Okay, die deeg is so dat hy nie meer aan mense hande vassit nie en hy sit nie meer in die tafel vas nie. So ons gaan hom nou terug in die bak sit. En dan gaan ons hom oortrek in plastiek. Ons kan ook leatherwrap gebruik of plastiek. En dan moet hy nou rys tot hy dubbel in grootte is. Ons wat van die Weskus afkom, trek hom oor met plastiek en sit ons hom nog in 'n swart sak sodat hy kan rys, maar hier in die binneland is dit warm genoeg om dit nou nie te doen. Ja, en dan die dogter ook hier is baie dunne. Ons is omtrent hier waar ons nou staan 1100 meter bo seespieël. Dit maak ook kwai verskil. Ja, ek bly 0 meter bo seespieël. Ja. Okay. Nou ja, daar's hy. Nou is dit net gerys. Ja. Val aan nou. Okay. Die deeg het nou gerys en hy's nou omtrent dubbel in grootte. En hy het sommer lekker gerys. Ja, nee. So nou gaan ons hom afknie. Gaga. En dan gaan ons gaga eers 'n bietjie meel strooi op die blad. Dan nie dalk vassit nie. Nou gaan ons die deeg in 32 balletjies moet deel. So stap 1 is om hom maar eers bietjie te rol, dat hy 'n borsie maak. So ons het 2 broodpanne, 26 tot 28 cm broodpanne. Want die anysbeskuit is mos nou aanvanklik eers 'n brood voordat dit nou beskuit raak. So dan rol ons hom nou. En dan skat jy hom maar so dat hy in die helfte is. So die een helfte gaan nou uit die aard van die saak vir die een pan wees. Hoeveel balletjies maak jy nou van hy? Van hierdie ene is 16. Okay. So, jy verdeel hom en jy verdeel hom en jy verdeel hom tot hy... Ja, tot hy nou nog een keer.
So ons rol hom nou in 'n balletjie. Dan gaan ons hulle nou in die pan pak. So styf teenoor mekaar. En dan moet mense nou met die res van die deeg op doen. Okay, dan maak ek net die pan vol op dieselfde manier. Ja. En dis nou 4 beskuite. Ja, so hulle rys baie groot uit. Ja, tot so. En dan gaan, Ja, so- mense kan hulle dan op die ou end in 2 deel, om 'n Okay. kleiner beskuit te Okay, maak. okay. Okay. So nou is alles gerol, so nou pak ons hulle in die broodpan. Mens moet maar soos wat mens pak, hulle 'n bietjie, Jy druk hulle maar so 'n bietjie tot almal ingaan. ja. Nou het gravitasie sommer die werk gedoen. Ja. En daar's hy. So hulle is nou in, so hulle moet nou weer staan, dat hulle moet ten minste tot bo die broodpanne toe uitreis voor mense hulle in die oond sit. Okay, hoe lank sê jy vat dit omtrent? So, dit kan enigiets van 'n halfuur tot okay, 45 so- minute vat. Sommer gou. Ja, as dit lekker weer buite is, dan gaan dit vinnig. En dan gaan hulle in die oond in op 180 vir 10 minute. Dan draai ons die oond af na 160 toe en dan gaan dit dan bak vir 50 minute. En dis hy. En dis dit. Dan jy nou 'n brood en dan moet ons daarvan nog beskuit maak. Ja. Lekker. Dis hy. Nou ja. Nou toe. Laat hy Ja, hulle het nou gereis en hulle is nou amper dubbel in grootte van hulle steek al oor die kant uit. Dit is presies wat mens wil hê. So hulle gaan nou oond toe gaan, dan gaan hulle bak 180 grade Celsius vir 10 minute. Dan draai jy dit af tot 160 grade Celsius vir nog 50 minute. Okay. Nee, hy lyk nou baie mooi. Ja, so ons bak hulle. Nou Okay, hulle het nou klaar gebak in die oond. Of hulle is nou gaar. So nou gaan ons hulle net 'n bietjie met suikerwater aan die bokant smeer. En dan moet hulle nou heeltemal koud afkoel en heeltemal koud wees voordat ons hulle nou gaan breek en dan in die oond sit om te droog. Hy mag. Okay, maar dit lyk dan nou baie grand. Sê my daai suikerwater, hoe werk hy? So dis 1 teelepel suiker op 5 teelepels water. En dis maar net om die beskuit of die brood op die stadium nog 'n mooi blink bo te gee. Dat hy nou mooi Die brood lyk so lekker. Ek kan sommer so 'n breek 'n stuk af en eet. Dit lyk vir my mense net so eet met lekker botter ook. Ja nee, dit is nou soos wat hy nou is dit nou. Dis nou nog brood. Dis nou nog brood. So mense kan nou 'n lekker stukkie afbreek, dan is dit nou 'n lekker stuk vars brood. Ons is nie so warm as net ek kom sommer nou gou hier gevat. Okay, nou maar jy sê moet hy nou heeltemal afkoel en dan breek hy hom op. Ja, hy moet heeltemal koud wees en dan eers moet mens hom opbreek en dan kan mens hom in die oond sit en droog. Teen so ek droog gewoonlik my beskuit by die huis op so 110 grade Celsius met die fan aan en dan die deur oop. Vir so 6 ure of oornag. Oornag. Okay. Ja. Ag, maar dit lyk nou mooi. Ja nee. Dis ek wens julle kan hier by wees. Hierdie beskuit ruik so lekker, is amper soos 'n Duitse bakkery. Jy maak hom seker die deur wyd op soos 'n oop, net so effe oop. Ja, net 'n effe oop, net 'n skreefie. Okay, ek wil daarom sê. Nee, anders gaan mens droog en Anders ek in die nag inklim in die beskuit kom op. Ja, of die hond of die kat klim. Ja. Nee, maar dit lyk dan nog regtig baie lekker. So dis nou jou anysbeskuit. Ja, dis dit. Ek dink jy het hom. Okay, nou maar almal wat nou navraag oor anysbeskuit. Hier is hy nou. Ons nou die resep later vir julle opsit. Maar dis nou regtig baie lekker. Ek is so ek sê ek het nou in my jong dae in die kursus 'n sielkundige knou opgetel met beskuit. Maar hierdie sal ek 'n gou gee. Hy lyk baie lekker. Dankie Nadine. Dis 'n plesier. Okay, so nou die brood het nou heeltemal afgekoel. So nou kan ons hulle breek in stukke. Hulle is baie lekker, ons het al 'n paar van hulle geëet terwyl nog lekker warm was met lekker botter.
en dan die groot stukke, dit is 'n bietjie baie groot stuk om 'n beskuit van te maak. So mens vat hom en dan met die vurk dan begin jy hom so stuk breek. Hy verloor bietjie van sy tekstuur as mense hom met 'n mes sny. So dis kom mens maar 'n vurk vat en hom breek. Dan lyk hy maar nog baie dieselfde. Nou het ek 'n kantstuk op my vlaggie opgevat. So dan is hulle nou kleiner en dan pak mens hulle in die oond met so spasie tussen hulle soos dit min of meer en dan droog mens hulle nou oornag.